Ons het nou vir 'n paar weke gekyk na die sondeval en Christus se koms en waarom Christus moet sterf en hoe ons redding deur Christus verdien word en ook spesifiek gefokus op die kruisdood en die opstanding en Christus wat nou alle mag in die hemel en op aarde het. Maar as ons na al die gebeure kyk en ons dink weer eens aan die kruisiging, en dan in ons dink spesifiek aan die apostoliese geloofsbelijdenis, wat hy gekruisig is, gestorwe is en begrawe is en ter helle neergedaal het, op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Wat beteken daardie ter helle neergedaal? Het hy na die dood in die hel ingegaan, in Hades ingegaan? Of is dit meer die aardse koms van Christus en die pyn van die kruisiging is die hel waardeur hy gegaan het? Dan het weer ander gehoor wat sê, maar die feit dat hy van God verlaat was die hel. So, daar's verskillende sienings en verskillende weergawes wat ons hoor. Ja. Maar hoe moet ons dit verstaan as ons elke Sondag met die apostoliese geloofsbelijdenis sê, ter helle neergedaal? Ja, ek dink mens kan dalk begin deur te sê wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie dat die Here Jesus nadat hy gesterf het en begrawe is, in die hel was en vanuit die hel teruggekom het om weer op te staan uit die dood nie. Dit is miskien wat uit die bewoording baie keer vir mense verwarrend is, laat dit so klink, en op grond van 1 Petrus 3 vers 19, ons sal nie te veel daarop ingaan nie, maar ek dink 1 Petrus 3 vers 19 word baie dikwels verkeerd verstaan, maar op grond daarvan word die afleiding gemaak dat dit is wat bedoel word. Maar dit is natuurlik glad nie waar nie. Ons weet dat die Here Jesus nie in die hel was in die dag waarom hy in die graf was nie, want hy sê aan die kruiseling wat saam met hom sterf, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En daarom weet ons, terwyl die liggaam van die Here Jesus in die graf was sy gees by die Here, by die Vader, in die paradys. So dis wat dit nie beteken nie, en die vraag is dan wat dit wel beteken, en dan soos wat baie dikwels die geval is, kry mens die antwoord daarvan ook in die belydenisskrifte, in die Heidelbergse Katekismus, en so is dit word dit al vir eeue ook verstaan, is dat die bedoeling daarvan was, dat die Here Jesus die helse smarte beleef het. Die Katekismus praat in vraag 44 van dat hy in sy lewe, maar spesifiek aan die kruis, helse smarte beleef het, of hierdie foltering beleef het. En ek dink die beste definisie wat 'n mens kan gee vir wat die hel is, want die hel is uiteindelik nie 'n plek nie, dis meer 'n toestand waarin iemand verkeer. Mens is geneig om te dink aan die hemel bo ons en die hel onder ons, wat ons weet natuurlik nie regtig noodwendig die geval is nie. Om die hel te definieer, vir my die beste definisie is om te sê, die hel is die toestand waarin God teenwoordig is, slegs in sy toorn en in sy oordeel, nie in sy liefde en barmhartigheid nie. En dit is wat die Here Jesus Christus beleef het. Daarom het hy ook aan die kruis gesê, my God, waarom het U my verlaat? Want dit is die oomblik waarin hy die toorn van God oor die sonde op homself geneem het. Waarin hy totaal en al ontledig was, waar hy homself ontledig het, en waar hy totaal en al oorgelewer is om die toorn en die straf van die sonde van die Vader te ontvang. En dis hel, dit is die helse smarte. So uiteindelik, as mens kyk na die apostoliese geloofsbelijdenis, dan moet 'n mens besef, die bedoeling is nie vir die apostoliese geloofsbelijdenis om alles kronologies weer te gee nie. Hoewel meeste van dit in kronologiese volgorde is die bedoeling daarvan nie dat alles moet kronologies wees nie. Die bedoeling, spesifiek wanneer gepraat word oor die verlossingswerk van Christus, is dat dit die stappe van vernedering moet uitbeeld, en dan ook die stappe van verhoging. Daarom opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, sit aan die regterhand van God, in sy ereposisie, in majesteit en in heerlikheid van waar hy regeer. Net soos wat, as 'n mens die trappe van vernedering neem, die diepste vernedering het nie plaasgevind toe sy liggaam in die graf was nie. Die diepste vernedering was die verlatenheid van die Vader aan die kruis, in helse smart. Daarom word dit na die begrafnis in die lys van die apostoliese geloofsbelijdenis vir ons gegee. Baie dankie.